Kom ons buig saam die hoofde. Ons wonderlike Here Jesus, baie dankie dat ons weer eens vanaand hier by mekaar kon kom, omdat U liefde en genade ons gebring en gedwing het. Dankie Jesus dat ons kan weet dat U voluit gereed staan om ons vanaand weer eens te omvou en ons in U waarheid, in U woord te lei. Here Jesus, U was so goed vir ons die afgelope tyd. U het vir ons so baie dinge geopenbaar uit U woord. Skrikwekkende dinge, groot dinge, sterk dinge, maar ook dinge wat ons harte aangeraak het en dat ons nie anders as kan te besef dat ons werklik 'n asemrowende God, die skepper God van hemel en aarde in ons lewens kan en mag aanbid nie. Here Jesus, mag U ons weer eens vul en lei deur die Heilige Gees en mag U ons harte weer eens aanraak sodat ons kan indrink wat U vir ons voorberei het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goed, vanaand die dier wat uit die aarde opkom. Nou Openbaring 13, vers 11 tot 18 is die tweede gedeelte van Openbaring 13. Die eerste het ons nou al reeds gedoen, die dier wat uit die see uitkom, en vanaand kyk ons na die dier wat uit die aarde uitkom. Kom ons lees dit saam. Dit sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Baie belangrik, jy sien 'n dier soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Let wel, hy oefen al die mag van die eerste dier uit. So hierdie twee hou verband, nie waar nie? Al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde, voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde, deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaard wond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Dis waar ons die bekende 666 vandaan kry, in die Openbaring 13 vers 18. Die getal van 'n mens, sy getal is 666. So Openbaring wys weer eens vir ons van 'n interessante deel, waar Johannes 'n spesifieke dier sien. 'n Dier wat uit die aarde uitkom. Interessant, hy het lamagtige horing, so hy skyn om lamagtig te wees, sagge aard, maar hy praat soos 'n draak. Nou ons het gesien, in Openbaring 13 het ons met 2 diere te doen. Die antichrist mag, wat ons al reeds geïdentifiseer het, wat uit die see uit opkom, nie waar nie, en hierdie dier kom uit die aarde op. Baie belangrik, ons gaan bietjie na die konteks daar kyk. Nou kom ons begin dit vasvat. Wat beteken dit alles? Eerstens, soos ek vir julle voorheen gesê het, ek is nie 'n profeet wat vir u die toekoms gaan probeer voorspel nie. Maar wat ons gaan doen is, soos ons nog reeds die hele tyd konsekwent doen, is om 'n beter prentjie te kry, is om dit wat ons weet te vat en dit dan te gebruik as 'n sleutel om dit oop te sluit wat ons nie weet nie. So met ander woorde, ons sluit die onbekende oop deur die bekende, nie waar nie. Openbaring 13 vers 11 sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. So Johannes sien en hy sê, uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. Met ander woorde, 'n ander beteken daar was reeds een voor hom, nie weer waar nie. As daar 'n ander dier kom, hy het een voor hom gesien. Nou wie was hierdie eerste dier nou weer?
Kan jy onthou? Openbaring 13 vers 1, het sê, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. So jy kan onthou, hierdie dier van Openbaring 13, die 7 koppe en 10 horings, wat uit die see uit opgekom het, en dit het ons gesien is wat 'n dier? Die Antichrist mag, nie waar nie? Ons het hom geïdentifiseer as die Antichrist mag of die pausdom. En dit was ook dieselfde horingkie mag van Daniël 7. Onthou jy Daniël 7, die klein horingkie wat groot geword met mond en oë wat verwaande dinge spreek, presies dieselfde mag. Nie waar nie? So met ander woorde, ons het weer eens met die Antichrist mag te doen. Nou, hierdie eerste dier, of die Antichrist mag, die dier wat uit die see uit opkom, het ons ook gesien, sou volgens die Bybel regeer vir 1260 jaar, waarna sy mag gebreek sou word, en hy 'n spreekwoordelike dodelike bond sou ontvang. En ons het duidelik gesien, dat die pausdom het sy dodelike bond ontvang in 1798, toe generaal Berthier van Frankryk die paus gevange geneem het, en die kerk se mag gebreek het. Wat basies, as jy in die geskiedenis kyk, ek kan dit vir jy vinnig net opsom, as ek dit so vinnig kan opsom, wat basies gebeur het, Napoleon het moeg geraak vir die pausdom se onderdrukking, en hy stuur een van sy briljantste generaals Berthier, en hulle gaan neem Rome letterlik gevange, neem die paus gevange, verklaar alles die eiendom van Frankryk, en hulle sluit die paus toe in Valencia aan ballingskap, en hy is 'n jaar daarna oorlede. En die paus se mag letterlik gebreek, letterlik sy dodelike wond ontvang. Maar Openbaring 13 vers 3 het vir ons gesê dat en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Nou ons het ook gesien dat Mussolini die pausdom se mag herstel het in 1929 en so sy dodelike wond genees het deur weer eens aan die pausdom sy mag en gesag terug te gee. En sedertdien is die pausdom besig om al hoe groter en groter te word en weer sy mag wat sy gehad het terug te neem. Pausdom is weer besig om sy mag wat hy in die donker eeue gehad het terug te neem. En wat gaan hy doen as hy al sy mag terug het? Presies wat hy in die donker eeue gedoen het. Weer eens almal dwing om hom te aanbid. Nou in hierdie tweede helfte van Openbaring 13 lig die Bybel vir ons die sluier oor hoe die eerste dier, die Antichrist mag, die pausdom, te werk sal gaan, sodat hy weer die hele wêreld ten volle kan beheer. Nou Openbaring 13, tweede helfte, voorspel die Bybel vir ons, Openbaring vir ons, hoe hierdie Antichrist mag werklik gaan optree, wat hy gaan doen op 'n slinkse manier om weer sy mag terug te kry. En om sy doel te bereik, gebruik die duiwel of die draak die tweede dier wat nou uit die aarde uitkom om die eerste dier, die pausdom, se gesag af te dwing of af te druk. Nou daarom het ons nodig om hierdie tweede dier baie duidelik te identifiseer, want wat Openbaring vir ons sê, gaan maak. Die woord maak beteken eintlik dwing. Met ander woorde, hy gaan dwing. As jy iemand iets laat maak, wat doen jy eintlik? Jy dwing hom, nie waar nie? Anders te vra jy hom, nie waar nie? So hy gaan maak dat almal die eerste dier, die Antichrist mag, sal aanbid. Let wel, hy sê dat hierdie tweede dier gaan maak dat almal die eerste dier, die Antichrist mag, gaan aanbid. Nou hoe maak jy iemand iets doen? Jy dwing hom, nie waar nie? As ek 'n geweer in die kop druk en ek sê doen dit, gaan jy dit doen? Hoekom? Want ek doen iets, ek maak jou dit doen. As ek die geweer berg, gaan jy dit dan doen? Nee. So met ander woorde, hierdie is duidelike mag wat sy gesag gaan afdwing sodat ons die eerste dier moet aanbid. Onthou die Bybel sê van die eerste dier, die Antichrist mag, die hele wêreld sal hom aanbid. Nou 'n dier in profesie het ons gesien simboliseer wat? 'n koninkryk of magte, nie waar nie? So die eerste dier het ons sien kom uit die see uit en die tweede dier kom uit die aarde uit. Nou die see simboliseer wat? Volke, menigte, nasies en tale, nie waar nie? Met ander woorde, hy het op 'n bewoonde gebied daar in Italië waar daar baie mense was uit nasies uit ontstaan, nie waar nie? Natuurlik die tweede dier wat kom nou te voorskyn uit die
aarde uit. Met ander woorde, daar is nie volke menigte nasies nie. Hy kom uit 'n eilbewoonde gebied uit, waar min mense is. Nie waar nie? Baie interessant. Dit sê, om hierdie dier of die koninkryk of mag te identifiseer, sou dit ons nogal help as ons plus minus 'n tyd kan weet wanneer hy sou ontstaan. Nie waar nie? Ek wil anders kan ons dit toepas op enige iets. Nie waar nie? Ons het dan nodig dat die Bybel ons lei in watter rigting ons moet kyk vir nog 'n koninkryk of nog 'n mag wat ontstaan, 'n land wat ontstaan. Anders kan ons dit toepas as ons wil. Nie waar nie? Ek wil jy kan Zimbabwe hier uithaal as jy wil. Maar kom ons laat die Bybel ons lei. Nou gelukkig vir ons gee Openbaring vir ons 'n baie goeie leidraad. 'n Goeie leidraad sodat ons net op die regte plek gaan kyk. Openbaring 13 vers 10 sê, as iemand, en dit praat nog van die eerste dier, sê as iemand kruisgevangenes maak, gaan hy in kruisgevangenskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Interessant. Dit verwys duidelik na die pausdom wat ook ontvang het wat sy so mildelik uitgedeel het. Ek bedoel, sy het met die swaard geregeer en letterlik miljoene mense doodgemaak, protestante doodgemaak, en haar koninkryk is ook deur die swaard van Frankryk tot 'n einde gebring. Nie waar nie? Sy dodelike wond ontvang deur die swaard van Frankryk. Nou die tweede dier sou uit die aarde tevoorskyn kom op 'n tyd wat ons basies vanuit die konteks kan aflei om en by die tydperk is wat die pausdom sy dodelike wond in 1798 ontvang het. As jy kyk na die konteks, dit sê hy wat met die swaard dood geregeer sal met die swaard tot ondergang gaan. En dan sê dit dat hierdie mag sy wond sal ontvang of ondergang gaan, en dan net die volgende vers, wat gebeur? Dan sien Johannes die dier wat uit die aarde uit opkom. So basies, soos die een besig is om af te gaan, kom die ander een op. So dit sê vir ons dat dit plus minus rondom by die jaar 1798 moet wees, wanneer hierdie koninkryk of mag moet ontstaan. Nou baie interessant, die hervormer John Wesley skryf in 1754, dis nou John Wesley in 1754 in sy aantekeninge oor Openbaring 13 vers 11, die volgende oor die dier met die 2 horings. Wys jy net, hierdie goed is nie wat ons nou, dis al jare terug bekend. Wat het John Wesley geskryf? Hy sê, dis nou die tweede dier, het nog nie gekom nie. Alhoewel hy nie meer ver kan wees nie. Want hy moet aan die einde van die 42 maande van die eerste dier verskyn. Want anders is 1798. En dit is in 1754 skryf hierdie hervormer John Wesley dit. Toevallig dit kry ons in Explanatory Notes upon the New Testament 1791 deel 3 bladsy 299 as jy dit wil gaan check. When John Wesley se kommentaar. Baie interessant. John Wesley sê hierdie dier is naby, maar het nog nie gekom nie. Nou wat 'n koninkryk het om en by hierdie tyd in die geskiedenis sy ontstaan gehad. Wat 'n koninkryk het hierdie tyd sy ontstaan gehad? Dis interessant. As jy na die geskiedenis kan kyk, kan daar basies net een wees. Net een. Amerika. Die Verenigde State van Amerika. Nou die enigste koninkryk of wêreldmag wat in hierdie tyd van die geskiedenis verskyn het, was Amerika. Nou al die vorige diere kom uit die see uit menigte volke nasies en tale, maar hierdie tweede dier op die Verenigde State van Amerika, sy oorsprong is uit die aarde uit. Met ander woorde, uit 'n deel van die wêreld waar daar nie voorheen volke, menigte en nasies was nie. En Amerika staan vandag nog bekend as die nuwe wêreld. Ek wil Amerika is nou eers basies 200 jaar oud, nie waar nie? En Amerika was hierdie oop deel sonder mense, dit was leeg, ook dat 'n klompie Indiane rondgehardloop wat hulle vinnig uitgesorteer het, maar werklik 'n nuwe wêreld wat tot stand kom. Inteendeel, Johannes sien hierdie dier uit die aarde uit opkom. Baie belangrik. Die woord vir daarvoor gebruik word, die Griekse woord van daai opkom, dit dui op iets wat stadig kom. Dis in dieselfde woord as jy 'n saadjie plant en jy gooi hom nat en daar gebeur niks.
En na 'n week as jy terugkom, dan sien jy hier ietsie opgekom. Jy weet, hier het so stingel uitgekom. En na nog 'n week het hy nog bietjie gegroei. Stadig ontstaan tot hy groot geword het, groter geword het as almal. En dit is werklik wat Amerika was. Hy het letterlik stadig. Al die ander koninkryke het hoe ontstaan. Die een nasie het die ander een oorwin, nie waar nie? Maar Amerika kom stadig tevoorskyn. Baie stadig, sonder enige mag, sonder enige gesag, maar stadig word hy al hoe sterker en sterker. Interessant, die Amerikaanse stryd om onafhanklikheid het in 1775 begin. Rondom 1798 moet die datum wees, en dit is redelik naby. In 1776 verklaar Amerika haarself onafhanklik. 7 jaar later, in 1783, erken Brittanje Amerika se onafhanklikheid. En in 1787 was die raamwerk van die grondwet van Amerika neergelê. En in 1789 was dit aangeneem, so met ander woorde totaal georganiseerd. En in 1791 is die beginsels van vryheid en die regte van individu neergelê. Openbaring 13 vers 11 sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. Daai opkom die woord, daai Griekse woord, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. So hierdie tweede dier het horings gehad soos 'n lam, leer die Bybel vir ons. Nou horings het ons gesien simboliseer koningskoninkryk of magte, nie waar nie? Nou Amerika was gestig deur protestante, onthou wat jy vertel het, protestante wat gevlug het van die katholieke onderdrukking, wat uit Europa 'n nuwe heenkome gesoek het, waar hulle die pausdom se vervolging kon ontsnap het, en hulle godsdiens in vryheid en van gewete kon beoefen. Inteendeel, toe hulle in Amerika aankom, het hulle die grond gesoen en gesê, dankie tog, ons het 'n nuwe wêreld ontdek, waar ons God in vryheid kan aanbid. In vryheid. Nou hierdie dier, se 2 horings, verwys egter nie na 'n verdeelde ryk nie. Weet, dit verwys nie, hy staan op 2 koninkryke nie, maar kan gesien word as die 2 magte waarop die Amerikaanse nasie gebou is. Amerikaanse nasie is basies op 2 magte gebou. Hulle staan vandag nog op 2 magte. 2 baie spesifieke magte is in die Amerikaanse grondwet ingebou met die aanvaarding daarvan in 1789, naamlik burgerlike en godsdienstvryheid. Dis waarop Amerika staan, burgerlike en godsdienstvryheid. En hoekom hierdie 2 magte ingebou is in hulle grondwet, is juis omdat hulle van die katholieke kerk moes ontvlug. Hulle was siek en sat vir onderdrukking, van die paus wat op alles op hulle afdwing, en hulle bou hulle nasie op burgerlike en godsdienstvryheid. 2 baie sterk bene. Dit sou elke persoon die reg gee om die godsdiens van sy keuse te beoefen, om die, terwyl daar skeiding tussen kerk en staat sou wees. Want hulle kom van 'n stelsel waar die kerk ook die hoof was van die staat, nie waar nie? En hulle bou 'n stelsel waar die kerk en die staat geskei is, soos wat ons dit ook het, en Amerika nog steeds staan. Nou in die Amerikaanse handves van menseregte, of soos dit meer bekend staan as the Bill of Rights, ek wil het al almal van 'n Bill of Rights gehoor, word die volgende stelling aangehaal. Dit sê, Congress shall make no laws respecting the establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. Amendment 1 van die United States Constitution. Artikel 4 van hulle grondwet sê, die reg van die volk om teen enige onredelike visitering of inbeslagneming van hulle persone, huis of dokumente of besittings beskerm te wees, mag nie geskenk word nie. Met ander woorde, in Europa was hulle al hulle besittings verloor, bloot, omdat hulle God aanbid het. En hier maak hulle wet, dat niemand mag jou besittings vat nie. Artikel 5 sê, niemand se persoon en lewe mag 2 keer vir dieselfde oortreding in gevaar gestel word nie. En niemand mag in sy strafsaak gedwing word om teen homself te getuig nie, of sonder regsprosedure sy lewe of vryheid of eiendom te ontneem word nie. Privaat eiendom mag ook nie sonder billike vergoeding vir openbare gebruik onteien word nie. Baie mooi dinge nie waar nie. Hierdie is alles mooi lamagtige dinge. Met ander woorde, godsdienstige dinge waarop die Amerikaanse nasie gebou is en ontstaan het. Nie waar nie? Ek wil, dis tog mooi dinge. Hulle grondwet is godsdienstige dinge. Lamagtig.
Maar Openbaring leer ons dat alhoewel hierdie dier die voorkoms het van 'n lam, sal hy egter praat soos 'n draak. Hy kom godsdienstig voor, maar hy sal praat soos 'n draak. Nou toevallig, hoe praat 'n nasie? Hoe laat 'n regering sy stem hoor? Hoe praat 'n nasie? Baie interessant. 'n Regering of nasie spreek natuurlik deur sy wetgewende vergadering, deur sy wette wat hy uitvaardig en toepas. Nie waar nie? Ek wil, dis tog hoe 'n land spreek, deur sy wette wat hy maak. En as jy daai wet oortree, dan het jy dit. Dis hoe 'n land spreek. Openbaring 13 vers 12 sê, en hy, dis nou hierdie tweede dier, oefen al die mag van die eerste dier uit voor die oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Dan word hierdie mag ondersteun die eerste dier, die antichrist, die pausdom mag. Nou interessant, Amerika was gestig as 'n protestantse nasie, sterk gekant teen enige katolicisme wat ten volle vir totale godsdienstvryheid gestaan het. Ek bedoel, hulle is net mooi teenoorgestelde gewees in die begin as waarvoor die katholieke kerk gestaan het, nie waar nie? Nou sê die Bybel dat hierdie tweede dier gaan juis die eerste dier ondersteun. Weet, Openbaring vertel ons dat Amerika en protestantisme gaan verval en die dier, met ander woorde die katholieke kerk, se hand sal vat en hom so ten volle sal ondersteun, dat hy al sy krag en mag aan hom sal gee. Soveel so, dat hy sal oorgaan en mense sal dwing om die dier se merk te aanvaar. Dat hierdie mag gaan die mense dwing, met ander woorde, as ons reg verstaan, gaan Amerika die mense dwing om die katholieke systeem te aanvaar. Nie waar nie? Die draak van Openbaring 12 het 'n gees van onverdraagsaamheid en vervolging deur heidense Rome geopenbaar om Jesus en sy kerk te probeer vernietig. Want hy, Openbaring 12, die vrou wat swanger was en die draak wat Jesus probeer doodmaak het. Nou tydens die donkere eeue het die draak Satan sy troon aan die eerste dier, die pausdom oorgegee, wat dieselfde gees van onverdraagsaamheid en vervolging geopenbaar het, teenoor God se getroue kinders, wat sy gebooie gehoorsaam het. Nou Openbaring leer vir ons, dat die tweede dier, wat ons as Amerika geïdentifiseer het, ook dieselfde gees sal navolg. Amerika gaan ook probeer om die heerskappy oor die Christendom uit te voer tot voordeel van die pausdom. Tot voordeel van die pausdom. Nou dieselfde kerkstaatssysteem sal dus ook in Amerika ingestel word, net soos die pausdom waar die kerk en die staat een mag is. Ek wil in pausdom, hulle het 'n godsdienstige en 'n politieke mag, een mag. Maar Amerika het net 'n politieke mag, nie waar nie? Hy het nie twee magte nie. So hier sal iets moet gebeur. Nou soos ons reeds gesien het, het Amerika juis ontstaan omdat mense geglo het dat die burgerlike regering nie aan die godsdienstige regering onderworpe moet wees nie. Met ander woorde, die kerk moet nie die mense lei nie, maar die regering moet. Want wat gebeur wanneer die kerk moet begin wette maak? Ek wil, dan gaan ons juist dit moet afdwing. Godsdienst moet afgedwing word dan, nie waar nie? En is dit reg? Kan jy godsdienst afdwing? Ek kan nie, so ek sê, ek kan 'n geweer vat en ek kan nie laat spring, nie waar nie? As ek sê spring, gaan jy spring, anders skiet ek jou, of ek skiet 'n paar skote hier om jou, dan gaan jy in elk geval spring, nie waar nie? Maar kan ek 'n geweer vat, om teen jou kop dwing, druk en vir jou sê, wees lief vir my? Kan ek dit doen? Dit is nie 'n manier nie. Jy kan nie liefde afdwing nie, het jy dit? En omdat godsdienst aanbidding is, met ander woorde, aanbidding kom spontaan uit liefde uit. Kan aanbidding afgedwing word? Ek wil, dis hoekom die kerk nie kan wette maak om godsdienst af te dwing nie. God doen dit nie eers nie. Hy gee ons 'n vrye keuse, nie waar nie? So dis hoekom dit so belangrik is dat kerk en staat geskei moet wees. So met ander woorde, die staat en die kerk moet afsonderlik wees. Nou die Amerikaanse grondwet waarop Amerika staan, waarborg dus algehele skeiding tussen kerk en staat, en dit stel die mense in staat om in vryheid hulle geloof te beoefen. Nou Amerika staan sterk nog al die jare op hierdie feit dat jy die vryheid van jou geloof kan beoefen. Byvoorbeeld, as jy enigiets in Amerika wil aanbid, as jy hierdie rekenaarskerm wil aanbid, in Amerika kan jy dit doen sonder enige probleem.
dit is jou keuse, jy is 'n godsdienstvrye land, nie waar nie? Maar, die boek Openbaring sê, dat die tyd sal aanbreek, wanneer Amerika hierdie beginsels, wat hom so voorspoedig gemaak het, sal verwerp, en dat hy ander nasies sal ooreed, om sy voorbeeld te volg. Met ander woorde, 'n duidelike vervolgingsmag. Hy gaan 'n vervolgingsmag word. Nou vir Amerika, om hierdie profesie van Openbaring te vervul, sou beteken, dat die grondwetlike beskerming teen die vereniging van kerk en staat afgetakel moet word. Met ander woorde, hulle het twee magte, 'n burgerlike, dis 'n vele mag, nie waar nie, 'n godsdienstige, dis 'n vele mag. Met ander woorde, godsdienstvryheid en die regering, nie waar nie, jy kan vry bid. Dit word in die grondwet beskerm. Met ander woorde, as hierdie mag moet word wat Openbaring sê hy is, dan gaan hy sy grondwet moet verander. En is dit moontlik? Dink jy is dit moontlik? Hy sal sy eie grondwet moet wysig om dit te bewerkstellig. En as ons vandag na Amerika kyk, kan ons duidelik sien dat dit werklik besig is om te gebeur. Dit is besig om te gebeur. Profesie is letterlik besig om onder ons oë vervul te word. Dit is werklik besig om te gebeur. Die Amerikaanse geskiedenis vertel ons dat van vroeg af, dat daar reeds 'n groot groep Christenorganisasies toevallig was, wat besig was om te probeer om die eerste klousule van die Amerikaanse grondwet te probeer verander, wat die skeiding van kerk en staat voorstaan en beskerm. So hierdie klousule wat sê kerk en staat is apart, daar is reeds 'n baie sterk groep mense in Amerika vandag wat dit probeer verander. Nou sommige van hierdie organisasies is the National Reform Association, ek weet nie of jy al van dit gehoor het nie, the International Reform Federation, and the Lord's Day Alliance of the United States, and the New York Sabbath Committee. En natuurlik die meeste van hierdie organisasies het vandag saamgesmeld, of gee hulle ondersteuning nou aan die nuutgesigte Christian Coalition. Jy moes al van die Christian Coalition gehoor het, wat hom beywer vir hoër Christelike normes en die herstel van Sondag as teenvoeter vir korrupsie en morele verval. Wat besig is om te gebeur is, hulle sê, as gevolg van al die korrupsie en al die verval, moet ons terugkom, dis 'n Christelike groep hierdie, ons moet terugkom na Godse gebooie toe. Ons moet terugkom na die Sabbat toe. Ons moet weer terugkom na die Sabbat toe, maar toevallig, hulle Sabbat is Sondag. Hulle sien dit as Sondag, en dis waantoe hulle dit wil teruggaan, na Sondag toe. Nou, is hierdie organisasies besig om hulle doel, naamlik om kerk en staat te verenig, en godsdienstwette af te dwing, en te bereik, te bereik so en so Bybelse profesie te vervul? Is hierdie dinge besig om te gebeur, dat hulle werklik besig is om kerk en staat te verenig, of die staat op te bou as die godsdienstige norm? Is dit besig om te gebeur? Kom ons kyk na 'n paar aanhalings, wat hierdie feit vir ons gaan bekragtig. Hier was 'n artikel in Times, in Januarie 1995, dis een van hulle groot manne, hy sê, it is a mistake to apply American democratic procedures to the faith and the truth. Hy sê, dis 'n fout om Amerika se demokrasie te gebruik om geloof toe te pas. Hy sê, dit is Keith Tournier, een van Amerika se groot koppe, hy sê, the wall of separation between church and state that was erected by secular humanists and other enemies of the religious freedom has to come down. Those opposing our views are the new fascists. Dis interessant. Hy sê, the wall of separation between church and state that was erected by secular humanists. Interessant. Wie het hierdie grondwet opgestel? Dit was protestante Christene. Nie waar nie? Dit was juis om die kerk en die staat te skei, dat hulle hierdie grondwet opgestel het. En wat noem hy hulle? Secular humanist. En dan sê hy noem hulle the new facets, asof dit 'n skelnaam was. En dit was juis die grondvaders van Amerika gewees. Christelike hervormers moes gevlug het vir hulle geloof. Hier is Chief Justice William Rehnquist, as ek sy naam reg uitspreek, hy sê, the wall of separation between church and state is a metaphor based on bad history,
a metaphor which has proven useless as a guide to judging. It should be frankly and explicitly abandoned. Sê kerk en staat wat geskei is, moet weggegooi word. Maar dit staan in die grondwet. Sien jy hoe is hulle besig om die grondwet te verander? Christianity Today vertel, hierdie ou Harold Lindsay sê, all businesses, including gasoline stations and restaurants, should close every Sunday by force of legislative fiat through the duly elected officials of the people. In ander woorde, ons moet die mense dwing om Sondag heilig te hou. En die Sondag is wie se merk? Sien jy hoe dit hierdie mag gaan die eerste dier ondersteun? Dis eintlik wat hulle sê, en hierdie ouens sê al meer, wag 'n bietjie, ons grondwet sê, dat ons dit nie kan doen nie, maar ons moet wegdoen met die grondwet, sodat ons Christenwaardes kan terugbring. Om 'n mooi naam werk die duiwel dit. Nog iemand, Robert Grant, Christian Voice, sê, if Christians unite, we can do anything. We can pass any law or any amendment. And that's exactly what we intend to do. Grondwette verander. Op 20 Oktober 1951 het die Amerikaanse president Harry Truman probeer om 'n ambassadeur in die Vatikaan te kry. Weet, om weer 'n bietjie diplomatieke bande met die Vatikaan te sluit. Maar hy het soveel protes ontvang, soveel teenstand ontvang, dat hy verplig was om dit heeltemal te laat vaar. Ek wil, hulle het nog onthou wat die Katholieke Kerk en die Protestante gedoen het, nie waar nie? En hulle sê, nou wey, ons kan nie met die paus diplomatieke bande aangaan nie, dit is verkeerd. Interessant, maar slegs 30 jaar later het Ronald Reagan dit reggekry met 'n 81-13 meerderheidsstem in die Senaat. En hier is die artikel, Recognition of the Holy See. Dan sê hulle, Washington agrees to diplomatic ties with the Vatican. En daar sit Ronald Reagan en die, wat sy naam, Cardinal Casseroli. Ekskuus, ek kan sy naam so lekker lees nie. Maar hulle kom saam en Amerika knoop diplomatieke bande met die pausdom aan. Iets wat net 30 jaar terug vroeër totaal weg was. So wat gebeur? Hierdie twee nasies is besig om saam te span. Nou polities en ekonomies is die VSA vandag die sterkste mag in die wêreld. Nie waar nie? Ek wil hy klein begin, groot, en hy's vandag 'n wêreldmoondheid. Ek bedoel, hulle sê vandag, of daar's 'n gesegde wat sê, dat as Amerika nies, dan kry die hele wêreld 'n verkoue. Nie waar nie? Hy beheer alles, deesdae, vandag, nie waar nie? Baie sien Amerika nie meer as 'n supermoondheid nie, maar hulle praat vandag van 'n hyperpower. Jy al die woord gehoor? Duitsland het dit gebruik. Hulle sien Amerika as 'n hyperpower. Geen nasie kan feitelik meer teen hom in opstand kom nie. Ek bedoel, nou 'n paar jaar terug, toe Amerika besluit om Iran aan te val, wat sê die United Nations? Wat sê al die lande? Nee, moenie, jy mag dit nie doen nie. En wat doen hy? Hy gaan val in 'n geval aan. En wie doen iets? Niemand doen iets nie. Volgende doen dit, niemand doen iets nie. Inteendeel, Engeland skrik, hulle sien, nee wag, hierdie is die groot boy op die blok, kom ons join hom. En Engeland staan saam met Amerika. Met ander woorde, sy kom lamagtig, godsdienstig voor, maar tog is sy besig om te praat soos 'n draak teen enige land wat haar teenstaan. Nie waar nie? Teen enige land wat haar teenstaan vandag. Openbaring voorspel dat sy 'n onderdrukker gaan word, net soos al die vorige magte wat Satan gebruik het om sy doel te bereik. Dis wat gaan gebeur. Openbaring 13 vers 13 sê, hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard wond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. So hierdie mag gaan dit duidelik afdwing.
afdwing. Weet, in die Ou Testament kry ons 'n verwysing waar God met vuur geantwoord het op Elia. Onthou Elia se gebed met die Baal-profete, en het gewys dat God alleen aanbiddingswaardig was, nie waar nie? Nou in die Nuwe Testament kry ons weer 'n duidelike verwysing van vuur uit die hemel uit op Pinkster. Onthou die Heilige Gees het gekom het op vuur om die mense se, die disippels se koppe verdeel het. Interessant. Maar hierdie keer, waarsku Openbaring ons, kom die vuur wat uit die hemel uitkom nie van God af nie, maar van 'n bose mag wat wil bewys dat hy aanbiddingswaardig is. Dit kom van 'n ander mag af. Die werk van die Heilige Gees sal verseker nageboots word as deel van sy misleiding en groot kragte wat die diere uitoefen om die mens te mislei. Nou, kan u en ek op wonderwerke en Christelikheid staat maak vandag om te vertrou of iemand of iets van God af is? Ek bedoel, is wonderwerke vandag 'n bewys dat iemand van God afkomstig is? Nee, nie meer vandag nie. Hoekom? Want die duiwel doen dit ook, nie waar nie? Hy kan in elke wonderwerk doen. So u en ek kan nie meer na wonderwerke kyk om te bepaal of iemand van God is of nie. Die Bybel het 'n ander konteks. Dit sê, kyk na hulle vrugte. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Nie hulle, dit wat hulle nou doen. Kyk na sy hele lewe. Interessant, ons kan nie daarna kyk nie. Openbaring 13 vers 16 sê, en hy maak, dis vir hierdie dier, Amerika, hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes, en die armes, en die vrymense, en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Onthou jy dit? Dit wat jy dink, dit wat jy kies, en dit wat jy doen. Sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Duidelik gaan hy 'n vervolgingsmag word, wat ons gaan dwing, nie waar nie? Op die oomblik is dit nie so nie, maar ons sien, dis wat die Bybel vertel, ons is besig om in daai rigting te gebeur, of te beweeg. Nou ons het gesien dat die Katolieke Kerk 'n merk het, Sondagheiliging, nie waar nie, onthou gisteraand se lesing, wat dien as 'n simbool van haar eie gesag, hulle eie gesag. En Openbaring leer ons dat die tweede dier, Amerika, hierdie merk gaan afdwing op mense deur wetgewing, en hulle self vervolg wat nie die merk van die eerste dier in hulle lewens aanvaar nie. Weet jy wat is interessant? Jy kan dit gaan opkyk. 36 van die state van Amerika het alreeds Sondag wetgewing op hulle wetboeke. Dat sê jy moet Sondag heilig hou. Hulle noem dit blue laws. Dit is daar, maar dit word nog nie afgedwing nie. Baie interessant. Dit is daar, maar dit wag vir 'n tyd om afgedwing te word. Dit word nog nie afgedwing nie, maar daai wette is al reeds op hulle wetboeke. 36 van die Amerikaanse state het al reeds hierdie sogenaamde blue laws wat sondagheiliging bekragtig, om te sê ons moet die Sondag heilig hou. Wat die Katolieke Kerk gesê, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Catholic Record, September 1923. Nou hier is nog iemand, Justice William O. Douglas van Amerika. Net bietjie wat sê hy, wat het hy gesê? Baie waaghalsige siening. Dit sê, it seems to be plain that by these laws, dis hierdie wette op hulle boeke, the state compels one under the sanction of law to refrain from work or creation on Sunday because of the majority's view on that day. Haha, as hy dit afdwing, wie ondersteun hy? Die eerste dier. Justice William O. Douglas, weer eens, hy sê, the state by law makes Sunday a symbol of respect or adherence. Aha, deur wetgewing. Nou in die radioprogram Back to God, het Pieter Eldersveld die volgende gesê. Hy sê, in hierdie radioprogram maak hy hierdie aanhaling. Hy sê, besighede kan maklik in 'n krisis gedompel word as ons hulle net sou boikot. Nie net op Sondag nie, maar ook deur die week. Hulle sal so dan hulle ontheiliging van die Sondag moet stopsit. Dit is u verantwoordelikheid om die stigma van gemeenskaplike sensuur op hulle toe te pas vir hulle Sondagbedrywighede. Aha,
Kan jy sien is besig om te gebeur? Nou Dr. Bascom Robbins sê, daar is 'n klas mense in hierdie land wat nie die Christelike Sabbat, en hulle sien dit as Sondag, wil hou nie, tensy hulle daartoe gedwing word. Kan jy godsdiens afdwing? Daar's fout as dit afgedwing word, en hulle is besig om dit af te dwing. Dit sê, dit kan maklik gedoen word. Ons het 20 miljoen mense, vrou en kinders uitgesluit, wat Sondag onderhou. En as ons sou sê dat ons niks aan hulle sal verkoop of van hulle koop nie, ons nie vir hulle sal werk of hulle sal hier om vir ons te werk nie, kan ons die hele ding uitwis en die ganse wêreld sal Sondag hou. Hy sal die merk van die dier met aanhou afdwing. Let wel, hierdie mag gaan maak dat jy nie kan koop of verkoop nie. Sien jy hoe dit inpas? So as ons na hierdie dinge kyk, kan ons duidelik sien dat die duiwel al agter hierdie sogenaamde Christelike dinge sit. Ek bedoel, dit lyk Christelik, dit lyk Christelike dinge, maar is dit? Nee. En hy werk eintlik op 'n baie slinkse manier. En op hierdie manier, slinks en gebruik hy die tweede dier, Amerika, om op die mense af te dwing die sy merk, net soos in die donker eeue. Die donker eeue het die kerk almal gedwing. En dis wat Amerika ook gaan doen. En salig onbewus aanvaar die meeste mense sy merk, terwyl hulle dink, hulle volg getrou die Bybel waar. Nie waar nie? Is dit nie baie erg nie? Dit is eintlik besig om te gebeur. Vers 18 sê, hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Hy sê, wie verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en is 666. Nou wat is die paus se titel? Vicarius Filii Dei. Hy staan bekend as the Vicar of Christ. Vicarius Filii Dei. Vicar, plaasvervanger van Christus. Dis die paus se amptelike titel. Vicarius Filii Dei. Nou baie interessant. Nou in die Latyns het die letters numeriese waardes. Nie waar nie? Ek bedoel, ons het dit vandag nog wat ons baie keer gebruik. En dat soos die naam Vicarius vat, die V is 5, die 1 is 1, C is 100, A is 0, R is 0, en so kan jy sien, elke tipe letter het 'n numeriese waarde. Nou as jy die naam Vicarius Filii Dei vat, en ons werk hom uit, dan werk hy presies uit op 666. Vicarius Filii Dei, Vicar of Christ, kom uit op 666. Die getal van sy naam, sê die Bybel vir ons. En sy naam, Vicarius Filii Dei 666. Baie interessant. Jy sien, God wil nie hê dat ons mislei moet word nie. En daarom het hy vir ons genoeg bewyse in sy woord gegee, sodat ons kan weet wat is die egte en ook die valse kan uitken. Nie waar nie? Sodat ons kan weet. Maar die verantwoordelikheid rus op ons skouers om God se woord, om God se woord te neem en hierdie dinge te bestudeer, sodat ons nie deur Satan se leidings meegesleer kan word nie. Weet, dit is baie maklik om teen 'n vyand te stry wat jy kan sien. Nie waar nie? Dit is maklik om teen iemand te fight wat jy kan sien, maar Satan het baie vroeg reeds 'n dodelike plan uitgedink om God se kinders as te ware volmaak te mislei. Om hulle volmaak te mislei. En hoe is dit? If you can't beat them, join them. Join them. Met ander woorde, hy het 'n Christelike baadjie aangetrek, Christenskap ingekom, dit letterlik vervals, dit gebreek en om sy doel te dien. En wat doen die hele wêreld? Volg hom. En so het hy op 'n baie slinkse wyse die kerk ingeslyp en God se waarheid vervals. En dit terwyl almal glo, hulle doen die regte ding vandag. Terwyl mense glo hulle doen die regte ding. En vandag staan Satan letterlik binne die kerk en hy bied vir ons 'n valse stelsel van aanbidding aan. Nie waar nie? Hy gee vir ons 'n valse aanbiddingsstelsel wat sê, geef hulle godsdiens, maar nie werklik God nie. Weet hulle wat godsdiens sê? Geef hulle godsdiens, maar hou God uit die prentjie uit. Gee aan hulle die Bybel, maar hou sy waarhede en sy leer ver van hulle af. Gee aan hulle 'n God, maar nie die skepper God nie. Weet, geef hulle God, hey God, maar nie die skepper God nie. Gee hulle 99% waarheid, maar meng dit met so 1% onwaarheid. En toevallig, wat het jy?
kom ons maak dit prakties. As jy 50% waarheid vat, en jy gooi 50% leuen by, wat het jy? Wat het jy? 'n leuen! Nie waar nie? 'n volslae leuen, is jy met my? As jy 80% waarheid vat, en jy gooi 20% leuen by, wat het jy? Jy het 'n leuen! As jy 99% waarheid vat, en jy sit 1% onwaarheid by, wat het jy? Jy het 'n leuen! Hoekom? Waarheid is 100%. 100%. Enigiets minder as 100% is 'n leuen. En dis wat Satan gedoen het. Hy gee vir ons al hierdie wonderlike dinge waarheid, maar hy gooi net die bietjie verleiding by, net die valsheid by, net die 1%, en dit lyk of ons so wonderlik is. Hy verander net een gebod. En almal dink hulle doen die regte ding. Openbaring 13 vers 3 het vir ons gesê, en die hele wêreld het verwonderd agter hierdie dier aangegaan. En dit is werklik besig om te gebeur. Dit is besig om te gebeur. Ek weet nie of jy kan terugonthou met die paus, die vorige paus wat nou net oorlede is nie. Ek moes vir u die skryfie opgesit het, maar ek kon dit nou nie reg kry nie. Waar hulle wys waar die Amerikaanse president, inteendeel 'n paar Amerikaanse presidente wat nou voor hom geregeer het, almal saam kniel by die kus van die paus wat oorlede is. Ek weet nie of jy dit gesien het nie, dit was in die media en almal. Hulle kniel almal saam. En onmiddellik val dit my op. Wat die hek maak hulle daar? Wat maak hulle? Hulle kniel by 'n dooie paus se kus. Hoekom doen hulle dit? Ek wil nog nooit het 'n president 'n paus se begrafnis bygewoon nie. En hier kom kniel hulle en hulle gee eer aan hom. Wat sê dit? As u nie 'n rot ruik nie, dan is daar iets fout. Nie waar nie? Daar's iets fout. Dit sê vir ons, dit is besig om te gebeur. Amerika is besig om die Katolieke Kerk te ondersteun, werklik sy gesag af te dwing. Terwyl almal die dier volg, roep God ons terug tot die egte, om uit Babylon se verleidings uit te kom en hom te verheerlik as die Skepper God, te erken en hom werklik te aanbid in ons lewens. God roep ons terug na ware Skepper God aanbidding. En hy vertel ons wat is besig om te gebeur. Soos ek gesê het, hierdie is toekomsdinge, maar u en ek lewe in die tyd van die einde. En ons kan hierdie dinge sien gebeur. Hou net die nuus dop. Kyk net wat besig om te gebeur. En dan sal ons sien, vir my is dit heel duidelik, dat dit is waantoe ons gaan. Dit is waantoe ons gaan. Ons is baie naby. Ons lewe werklik aan die tyd van die einde. En as u wil hê Jesus met u vashou, wees verseker, hy sal. Hy het nog al die tyd in beheer gewees. Ek bedoel, as hy dit vir ons voor die tyd gesê het, is hy nie in beheer nie? Hy is in beheer. En u en ek het nodig om vas te hou aan die egte, aan dit wat Jesus vir ons gedoen het, en te reageer op sy boodskap wat sê, kom uit, kom terug na Skepper God aanbidding, wat so, maar so belangrik is. Kom ons sluit af met gebed. Dankie Here Jesus, dat u werklik in beheer van hierdie wêreld is. En Here Jesus, dat ons na hierdie dinge kan kyk, wat u woord vir ons voorspel, en kan besef, ons lewe in tye, waar profesie letterlik voor ons oë elke dag vervul word. En dit het vir ons leer om wakker te wees, en net ons oë oop te hou en te kyk, wat werklik is, besig is om te gebeur, en dat u ons in hierdie dinge gewaarsku het, en dat ons nodig het, om vir u te kies, vir u besluite te maak, en die pad saam met u te loop, want ons kan nie vir een oomblik sonder u wees nie. O Here Jesus, die Satan het as te ware 'n volmaakte verleiding uitgewerk, waar hy so baie mense mislei en verlei, deur die merk van die dier, sy eie gesag af te dwing. Maar Jesus, mag u ons genadig wees en ons help om nie dit te volg nie, maar u te volg as ons God. Hier is ons lewens, ons plaas dit in u hande, en ons bid dit in ons Jesus se naam. Amen. It's an awesome God we reign, from heaven above with